broers en susters, baie welkom vanmôre hier. Teens Hanlie, ek dink ek praat namens julle vandag, as ek vir elkeen wat hier is vanmôre sê, baie dankie dat hier is. Dit is duidelik dat waar oom Daan gekom het, hy 'n verskil gemaak het in die lewe. Ek dink dis vir 'n familie wonderlik, broers en susters, as 'n mens so na 'n begrafnis kyk en jy kan sien hoe ver en wyd en diep jou pa se spore getrap het en in hoeveel mense se lewens hy 'n verskil gemaak het. Hy was een van daai mense gewees, as jy hom ontmoet het, het hy 'n indruk gemaak, 'n blywende indruk. Hy was 'n man gewees wat 'n man van God was en dit het gemaak dat almal wat hom geken het, respek gehad het vir hom, eerbied gehad het vir hom en lief was vir hom. En daarom dankie dat jy hier is vanmôre. En dan ook vir jy as familie, ons het vanoggend vroeër ook by mekaar gewees. My gebed is dat die Here ook deur sy woord vir ons vrede sal bring. Daar is vrede, want oom Daan het ook geweet dat sy wedloop op 'n einde is. En daar was vrede in sy hart. Daar was vreugde in sy hart. Maar tog bly sy wegval vir ons seer. En my gebed is dat die Here vanmôre deur woord en gees vir ons vrede sal bring. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug, my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Here, dankie dat ons hierdie woorde vanmôre nie net kan hoor nie, maar met ons hele wese kan glo. Here, as ons aan U vashou, is U ons rots, U is ons anker, U is ons skuiling. Nêrens anders, Here, sal ons die beskutting ooit voel en beleef dit wat ons van U kry nie. Here, en dankie dat ons vanmôre na U toe kan kom as ons beskutting. Dankie dat ons vanmôre by U kan kom skuiling vind en kan weet, Here, U sien dwars deur ons. U sien ons harte raak. Partykeer is ons harte so seer van verlange dat ons nie meer woorde het nie. En U sien dit raak. Partykeer, Here, is die toekoms wat voorlê so onseker dat ons nie weet hoe vorentoe nie. En U sien dit raak. Partykeer is ons hart seer. U sien dit raak. Dankie dat ons vanmôre net by U kan wees. Heilige Gees, dat U in ons is en dat U saam met ons is. Bring vir ons vrede en berusting in ons hart. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters, die Here groet U vanmôre en hy sê vir u: genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met ons eerste lied vanmôre. En 'n pragtige lied. Dis ons belydenisskrif, dis die eerste vraag: wat is jou troos in lewe en in sterwe? En dan antwoord hy dat ek met liggaam en siel aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied saam. My enigste troos in lewe en dood, vers 1 en vers 2. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop.
Ons skriflesing vanmôre kom uit 'n besondere gedeelte uit en in die diens sal ek so 'n bietjie sê ook waar hierdie gedeelte vandaan kom en hoekom dit vanmôre so ongelooflik van pas is en hoekom dit vanoggend dink ek in oom Daan se lewe so treffend is. En ons teksgedeelte is 2 Timoteus vers 4 of hoofstuk 4 en ons gaan saam lees vanaf vers 6. In die begrafnisbriefie sal jy ook die teksgedeelte daar kry. Kom ons vra die Here se seën op die woord. Ons Here God, ons dankie dat ons vanmôre by mekaar kan kom en u woord kan oopmaak. Here, dankie dat u woord diep in ons harte insny. Dat u woord met ons siel praat, met ons gees praat. Here, dat u woord krag het en krag dra. Want dit kom uit u mond uit en uit u hart uit. Here, ons gebed is vanmôre dat hierdie woord van u vir ons oopgebreek sal word. Dat u woord vir ons die lewende water sal word wat vanmôre harte wat smagtend is met lewende water sal voed. Here, dat u vanmôre harte wat smag ook sal troos. Here, dankie weer eens dat ons vandag aan hom daan kan terugdink met wonderlike herinneringe. Here, dat ons kan kyk na 'n wedloop wat geleef is, 'n wedloop wat voluit geleef is, Here. Maar nog steeds is ons hartseer. Ons weet vanmôre, hy rus by u en hy's veilig. Maar Here, ons mis hom. En daarom bid ons vanmôre, mag u woord in ons harte troos bring. Heilige Gees, mag u vanmôre ons vashou en die trane afdroog. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. 2 Timoteus hoofstuk 4 en ek lees vir ons vanaf vers 6. Paulus is aan die woord en dan skryf hy sê wat my betref, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig entyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek wil begin met 'n stelling vanoggend. En die stelling is 'n stelling wat diep in my hart leef en ek dink op 'n oggend soos vanmôre is dit die gepaste tyd om hierdie stelling te maak. En soos enige stelling wat 'n mens maak, moet jy natuurlik 'n stelling toets. En vanoggend as ons hierdie teksgedeelte lees, gaan ons hierdie stelling toets. En die stelling wat ek wil maak is die enigste plek waar lewe en dood sin maak, is by die voet van die kruis. Ek gaan die stelling herhaal. Die enigste plek waar lewe en dood sin maak, is by die voet van die kruis. En as ons vanmôre na hierdie teksgedeelte kyk, wat op 'n besondere manier ook in die laaste oomblikke van hom Daan se lewe, ek dink die betekenis gekry het, eintlik ander betekenis gekry het, dan moet ons na hierdie woorde kyk vanmôre en die vraag vra, waar sal ons anders soek vir die sin van lewe, maar dan ook vir die sin van dood? Nou, hierdie is 'n wonderlike stukkie wat Paulus skryf. Paulus praat hier van 'n wedloop. Nou, ek dink ons leef in 'n lewe en in 'n tyd waar baie dinge in die lewe baie keer onafgehandel gelos word. Ek dink ons ken dit almal in ons lewens, daai boek wat jy begin lees in jou lewe en jy nooit klaar maak nie. Iewers lê hy dalk op 'n koffietafel in jou huis of hy lê langs jou bed, maar is 'n ding wat jy nie klaar maak nie. Baie keer begin mense om huise te bou. En halfpad raak die geld op of die moed raak op en die huis word nie voltooi nie. Baie keer het ons drome in ons lewens wat nooit voltooi word nie. Drome as ons jonk is van groot dinge en sukses en hoogtepunte en dan op 'n dag gaan sit jy en dan kom jy agter maar hierdie droom is onvoltooid. Ek dink die diepste behoefte in enige mens en die diepste behoefte veral in 'n gelowige kind van die Here is om die lewe suksesvol en goed af te handel. Ek dink enige gelowige het hierdie begeerte in sy hart om aan die einde van sy of haar lewe te staan en terug te kyk en te sê, ek het die wedloop end uitgehardloop. Ek het my lewe voltooi.
En dit is waaroor Paulus vanmôre skryf. Paulus skryf hierdie gedeelte en daar is nie meer onsekerheid oor Paulus se dood nie. Paulus se dood is 'n sekerheid. Inteendeel, hy wag enige tyd dat keiser Nero hom sal kom haal om tereggestel te word en dan skryf hy hierdie woorde: ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. Maar interessant genoeg, as Paulus hierdie woorde skryf, skryf hy dit nie met verbittering nie. Hy skryf dit nie met vrees nie, hy skryf dit nie met angs nie, hy skryf dit nie met woede nie. Wanneer Paulus sy laaste woorde opteken, sy famous last words, dan skryf hy dit 'n plek van diep vrede uit. Dit is amper asof mense hier 'n ondertoon kry dat Paulus opgewonde is oor dit wat voorlê. Dat Paulus rustigheid het en vrede oor dit wat gaan gebeur. Nou broers en susters, Saterdag, 'n paar uur voor die afsterwe van oom Daan, was Teens en Elmarie en ek by hom in die kamer gewees. En hy het in sy bed gelê, en dit is omdat dit was wonderlik, ons kon nog so klein bietjie met hom praat. En is hierdie teksgedeelte wat ons gelees het. En ek dink ons het almal op daai stadium geweet, dit is die Here se woord. Want op daardie stadium het oom Daan 'n vrede oor hom gehad, wat alle verstand te bowe gaan. Oom Daan het geweet, dat sy wedloop hier op aarde ten einde geloop het. Hy het geweet sy wedloop is klaar, maar hy het geweet, hy het die wedloop end uit volgehou. En daarom is dit vir my so vertroostend vanmôre, as ons hierdie gedeelte lees, en ons dink aan die vrede waarmee Paulus dit skryf, die opgewondenheid waarmee hy dit skryf, om dit ook in lewende lywe te sien waar word, Saterdag in oom Daan se lewe. En dis waarom hierdie gedeelte so kosbaar is. Want dis wanneer God se woord in ons lewens tasbaar word, wanneer ons dit beleef. Nou net so 'n klein stukkie agtergrond oor die boek Timoteus. Paulus skryf dit en dit staan algemeen bekend as Paulus se heel laaste brief wat hy skryf. Soos wat ons altyd sal sê, iemand se famous last words, as jy jou hele lewe lank kan beplan aan wat jou laaste woorde moet wees, is hierdie Paulus se laaste woorde. Hy skryf dit aan 'n jong Timoteus. Hy sit in 'n yskoue sel in 'n tronk in Rome, in iewers in die Romeinse ryk. En dan skryf hy hierdie woorde aan Timoteus. En dan sê hy vir Timoteus: Timoteus, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. En wat interessant is, Paulus skryf hier oor sy eie dood wat onafwendbaar is, maar Paulus sien nie die dood as 'n negatief nie. Hy sien dit nie as 'n verloor nie. In plaas daarvan sien Paulus dit as 'n wedloop wat voltooi is. Paulus sien dit as 'n skepingsdoel wat vandag bereik word. En wie van ons, broers en susters, wil nie aan die einde van ons lewe kom en terugkyk in jou lewe en kan sê, wow, ek het my skepingsdoel vervul. Is dit nie die grootste begeerte nie? Is dit nie die grootste begeerte dat jy aan die einde van jou lewe kan kom en sê, dit waarvoor God my geskep het op aarde, het ek vervul. Dis wat dit beteken om die wedloop te voltooi en goed te hardloop. Ek wil met julle iets besonders deel vandag. Ek glo nie dat die Here name somme net uitdeel nie. Ek glo diep in my hart is daar 'n baie dieper betekenis wanneer ons vir kinders name gee as wat ons ooit sal besef. Baie keer gee ons familiename, baie keer dan sê jy hierdie kind lyk vir my soos 'n Gert of 'n Piet, maar ek dink daar's iets diepers aan 'n naam. En 84 jaar terug het die Here dit gedoen in oom Daan se lewe. Oom Daan is gebore met 3 name: Daniel, Johannes, Cornelius. En hoor wat is die betekenis van hierdie name? Daniel beteken God is my regter. Enige een van ons wat vandag hier sit en vir oom Daan geken het, weet dat oom Daan iemand was wat geen grys areas in sy lewe gehad het nie. Hy was 'n man wat 'n ding reg gedoen het en 'n ding moes reg gewees het. Dit was sy naam. Dit is wie God hom gemaak het en dis die naam wat God vir hom gekies het. En dit het sy persoonlikheid geword. Dis wat dit beteken om die wedloop te voltooi. Sy tweede naam was Johannes. Johannes beteken God is genadig. Elkeen van die wat oom Daan geken het,
het geweet dat dit is hoe hy sy lewe geleef het. Dat elke asemteug vir hom 'n stukkie genade was van God. Maar ek het min mense in my lewe al teëgekom wat soveel genade uitgeleef het, soos wat hom Daan uitgeleef het. Met sy geboorte, lank voordat sy pappa en mamma geweet het wat sy name moet wees, lank voordat hom Daan geweet het wie hy was, kies die Here vir hom die naam, God is genadig. Hy seën hom met 'n hart van genade, wat hy uitleef. En broer en suster, dis waarom ons hier sit vandag. En dan kies hy vir hom 'n derde naam, Cornelius. Cornelius beteken letterlik vertaal horing, maar die simboliese betekenis wat dit beteken is krag, eer, waardigheid en gesag. As jy na daai prentjie kyk, wat anders sien 'n mens? As krag, eerbied, waardigheid en gesag. Dit is hoe God se plan in oom Daan se lewe waar geword het, 84 jaar lank. En Saterdag, die 25ste Julie, die dag voor sy dood, het hierdie woorde in sy hart geresoneer: ek het die wedloop voltooi. Die skepingsdoel waarvoor God my gekies het ek volbring. Want ek het in die spore van my Here gewandel. Dit is my wow. Paulus gaan aan, hy sê, wat my betref, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. Een van die mooiste beelde, die drankoffer was 'n wyn gewees, wat nadat jy in die tempel offers gebring het, het die hoofpriester dit gewoonlik oor die altaar uitgestrooi. Hy die laaste wyn het hy uitgegooi, hierdie wyn is nie gedrink nie, dis uitgegooi om te sê, die offer is gebring. En Paulus sit in die tronk in Rome en hy sê, my lewe, Here, was 'n offer aan U, ek het dit uitgegiet in U koninkryk, daar is nie 'n druppel meer oor nie. Dis om Daan. Sy lewe het hy uitgegiet vir sy Here, vir sy gesin, vir sy familie, vir sy vriende, vir sy boerdery en vir sy gemeenskap. As Paulus sê, ek is as drankoffer uitgegiet, dan sê hy, Here, daar is nie meer 'n druppel oor nie, ek het alles wat ek het gegee. En dan sê hy 'n interessante woord, hy sê die tyd van my dood is voor die deur. Die Griekse woord beteken my vertrek is voor die deur as jy dit vertaal. En dit gee die idee van 'n skip wat uit 'n hawe uitseil en die familie wat op die hawe staan en tot siens waai en oor die horison verdwyn. Paulus sien nie die dood as 'n verloor nie. Paulus sien dit as 'n vertrek. 'n op pad wees na 'n nuwe bestemming toe. Nou broers en susters, daar's iets interessants. Daar's 'n gedig geskryf, Linda Ellis skryf dit. Die gedig se naam is The Dash. Weet nie wie van julle het al ooit die gedig gehoor nie. Waaroor hierdie gedig gaan, is om te sê, ons het almal 'n geboortedatum en ons het almal 'n sterfdatum en hierdie twee datums is belangrik, maar daar is iets belangriker as hierdie twee datums en dit is die dash wat tussen dit kom. As jy op 'n grafsteen kyk, dan sien jy gewoonlik 'n persoon se geboortedatum, in oom Daan se geval is dit 1942 en dan aan die ander kant staan daar sy sterfdatum en dit is 2026, maar tussenin is daai streepie, hulle noem dit 'n dash. En die gedig het 'n paar woorde in en ek wil graag 'n stukkie uit die gedig uitlees. For it matters not how much we own, the cars, the houses, the cash. What matters is how we live and love and spend our dash. 84 jaar lank het hom Daan hierdie dash van sy lewe spandeer en dit die moeite werd gemaak. En daarom kon hy op sy sterfbed lê met vrede uitsien na die vertrek, want hy het hom uitgegiet voor sy Here. Living the dash. En dan sluit Paulus af, hy sê, en nou, na dit alles,
Nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Nou ons is almal besig nou om die Commonwealth Games te kyk, en elke 4 jaar kyk ons die Olimpiese spele, en wanneer hulle die goue medalje om iemand se nek hang, wat hard gewerk het, dan is hulle opgewonde. Nou in Paulus se tyd het hulle nie 'n medalje gehad nie, het hulle 'n laurierkrans gehad, wat hulle oor die wenner se kop, op die kop van die wenner gesit het. En dit is wat Paulus sê. Hy sê, nou is die wedloop voltooi. I've lived the dash. En nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Nou gaan ek in die ewigheid in, hoor wat sê hy, en die lewe by God wag vir my. Ons verlang na hom daar. En sy plek is leeg. 'n Groot boom is afgekap. Maar hy het vrede. Hy is saam met sy Here. En hy leef nou in die teenwoordigheid van sy God. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Die lewe by God. En ek wil afsluit. Ek wens vanmôre, ek kan een keer vir oom Daan nog hier by my gehad het. Om te vra, oom Daan, wat sal oom se laaste raad wees aan ons wat agterbly? En ek dink hy sou sê, Rian, sê vir die mense, sukses in die lewe word nie gemeet aan rykdom nie. Sukses word gemeet aan dit wat Paulus sê. 1. Hardloop 'n goeie wedloop. Ek het die wedloop, die goeie wedloop gehardloop. 2. Strek jou uit na die wenstreep. Nie dat dit wat jy met jou hande kan vashou nie. Jy vat niks van dit saam nie. En 3. Hardloop end uit, gelowig. Moenie geloof en hoop verloor nie. Want op die einde van die dag wag die oorwinnaarskroon vir jou, wat saam met hom Daan hierdie wedloop end uit volhou. Mag die Here ons harte vrede gee. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons staan in stille verbasing voor U vanmôre. Here, 'n lewenspad wat U met 'n man gestap het. 'n Man van God, 'n man van U, 'n kind van U. Ons staan verstom, Here, as ons dink dat 84 jaar gelede U 'n pad met oom Daan begin stap het reeds met sy name. En Here, vandag kyk ons terug en kan ons U handewerk in dit sien. 'n Man van geregtigheid, 'n man van genade, 'n man van eerbied, waardigheid, krag en gesag. Here, en ons kan U net loof en prys daarvoor. Dankie Here dat U saam met hom daar in hierdie lewenspad gestap het. En Here, dat die spore wat hy laat, goddelike spore is in ons lewens. Maar Here, nou wil ons vra dat U ons ook sal lei. Here, waar ons besig is om hierdie dash te leef tussen ons geboortedatum en ons sterfdatum, ons weet nie wanneer daardie dag is nie. Here, dat ons daai klein streepietjie so voluit sal leef, dat ons ook wanneer U ons kom haal, sal kan sê, my skepingsdoel is vervul. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het gelowig eindtyd volgehou. En Here, daarom kom sê ons nou, die enigste plek waar lewe en dood sin maak, is voorwaar by die voet van die kruis. Want by die voet van die kruis kry ons betekenis in die lewe. En by die voet van die kruis kry ons die betekenis van ons dood. Here, ek bid vir hierdie familie en in besonder vanmôre vir oom Daan se kinders. Here, ek wil hulle aan U opdra en vra dat U met hulle sal wees. Here, mag oom Daan se liefde en dit wat hy was in hulle bly leef en mag hulle dit uitleef. Maar Here, mag ons almal vanmôre 'n stukkie van U saam met ons vat wat ons in oom Daan gesien het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Teens, ek gaan nou vir jou geleentheid gee vir die bedankings. Dankie Rian. Ja, dankie vir jou diens vanmôre. Dis regtig soos ons hom geken het en elkeen van julle wat hier is. Ja, ons is net met soveel dankbaarheid gevul. Ons harte is seer. Ons is dankbaar. Ons rou, maar ons is tevrede. Ja. Ons weet sy beker was vol. Die Here was so genadig vir ons om hierdie ekstra maand vir ons te gee. Hy was eintlik baie swak net voor Ranlie gekom het. Ja, en die Here het hom opgetel en versterk en ons kon 'n wonderlike tyd saam hê en hy het dit so geniet en kon alles saam met ons doen. En ons is net innig dankbaar daarvoor. Daai ekstra tydjie wat ons kon hê, en ook vir, was so baie lank terug, maar hierdie laaste maand was net 'n bederf. Dat ons dit saam met ons kan geniet. As ek nou sommer dink aan hierdie laaste paar dae daar by sy bed, hy was gereed om te vertrek. Kort het hy vir my gesê, bring my skoene, trek aan, wil nie laat wees as ons moet ry nie. Dan dink ek sommer hy is vanmôre vir afbopfies gewees het. Sê, daar is my baadjie, bring hom, ons gaan ry. Ja, hy was gereed om te ry en sy wedloop was voltooi. En dis ons berusting. Ek wil sommer sê, dankie pa. Dankie dat jy vir my en Hanlie die anker was in ons lewens. Vir jou ondersteuning, jou bemoediging. Dankie dat ons altyd kon weet jy is daar. Maak nie saak of ons onder 9 was en op Cornelia gespeel het. En of dit die belangrikste wedstryd van ons lewe was, en of dit 'n troue of 'n watse geringe ding was nie, ek dink ek kan op my een hand tel die geleenthede wat hulle gemis het. Hoe hy dit reg gekry het, hulle het daai opoffering gemaak, hy en my ma, en hulle was daar vir ons. Dankie vir die leiding, die wysheid, die insig, die geduld, waar my pa en ma ons groot gemaak het. Dankie dat julle ons na Jesus toe gelei het, dat ons hom kon ken. Dankie dat julle vir ons liefde geleer het, dat ons dit in julle kon sien, ook vir pa, ook in sy latere lewe. Ja, en dankie vir julle almal wat gekom het en ook hierdie oomblik saam met ons te deel. Ek het geleer in die lewe, 'n mens is nie maar net wat jy is nie, jy word wat jy is. En daarom sê ek vanmôre dankie vir die vormwerk wat hy in ons lewens gedoen het. Self kon ons nie dit daar kom nie. As ek aan my pa dink, dan is een ding, hy was legendaries vir sy handdruk. As jy hom groet, moes jy reg gevat het, anders was jy in die moeilikheid gewees. En hy het verseker nie 'n paphandjie oorgesien nie. So was hy met alles in sy lewe. As jy iets doen, kan jy dit maar net so wel oordentlik doen. Ja,
ek glo boer word gemaak voor hy 3 jaar oud is. En ek sê dankie dat hy van kleintyd af my saamgevat het, my geleer het, vir ons verantwoordelikheid gegee het en ons vertrou het. Ek dink dit is die grootste geskenk wat ons kon kry om vertrou te word. Ook toe ons 30 en 50 jaar oud was, het hy ons nog steeds vertrou. Ja, as ek nog iets van hom dink, hy was altyd betyds. Eerder te vroeg as te laat, van skoolkar daar af. Die ander kar mag nie vir ons wag nie, ons moet vir hulle wag. Toe ek begin boer het ek baie gou agtergekom, ek gaan die stoor nie in die oggend oopsluit nie, hy sal voor my daar wees. En tot op die laaste dag wat op die plaas was hy voor my by die stoor. My pa en ma se deur het altyd oopgestaan, vir kuiermense, familie, vriende. En Groot Hoop was altyd 'n bestemming. Jy het geweet jy's op Groot Hoop, as jy 5:00 in die môre daai bekende hoesie hoor, as jy die pap begin ruik op die stoof, as jy iewers gaan sit en al lê 'n lappie en 'n naald en 'n garing en 'n halfgedrinkte koffie, dan weet jy is op Groot Hoop. Onthou, die deur staan nog altyd oop. Ons wil graag in hulle voorbeeld voorleef. Pa se woord was sy eer. Ons kan dit ook sien in sy huwelike wat hy na ma gehad het. Hy het getrou gebly tot op die einde. Pa was ook 'n anker en 'n pa vir baie ander van julle wat ook vandag hier is. Ons is so trots op hom. Dan wat die bedankings betref, was sommer eerste vir al my plaasmense, Jannie, Leon, al die ander mense wat daar is, baie dankie sê. Dankie dat julle die pad saam met hom geloop het, dat julle dit vir my makliker maak. Ons is lief vir julle. Vir almal wat by sy medies betrokke was, Dr. Chris, is kosbaar dat dokter sommer daar was, vir hom en vir ons, en ons so ondersteun het. Suster Rina daar van Bergprag, wat kort ingeloer het, ook in tye wat ons nie daar was nie, en sommer 2 uur in die nag ook oorgekom het, ons waardeer dit. Hoek apteek, soveel keer die pille moes ruil, en dan die kant toe, en dan daai kant toe, baie dankie. En dan wil ek vir Agnes baie dankie sê. Hy het jou ook regtig vertrou, ook die vorige seisoen saam met Tannie Janine. Dankie vir jou ook, Agnes. Meneer Rian, julle wat die geestelike pad saam met hom geloop het, dankie. En dankie ook vir vanmôre en ook daar op Warden by die graf. Ons waardeer dit. Ook die meneer Roelie, wat ook gereeld daar by pa gekom het. Om van die Bybelstudie. Ja, genoem Hercules. Ons het maar geweet jy is daar as hy 'n bietjie fetch was. Dankie baie. Almal wat kos en verversings gebring het, by al die huise waar ons ook oral was. Baie dankie daarvoor, julle het ons hande lig gemaak. Vir almal wat gehelp het met die kinders in hierdie tyd, Boeta, Sissa, Joyce, almal. Dankie daarvoor, dit is ook nie vir hulle maklik gewees nie. En hulle moet aangaan met hulle dingetjies.
Dankie vir al die hulp en net inloer. Almal wat gehelp het met slaapplek en om almal te huisves wat van ver af gekom het. Dankie. En dan so, as in so 'n moeilike tyd is, dan kom maar partykeer sommer net sulke engele verby en hulle kom was die skottel goed, of hulle bring 'n boerbeskuit, of hulle maak dit net vir jou makliker en hulle kom nou. Ja, op Padaan die laaste keer uit die bed uit in die stoel in. Dankie. Ook dankie sê vir die Warden gemeenskap. Ja, dit was kosbaar. Hy het sy lewe daar geleef en hy was gelukkig geweest. En dan vir die Bergprag gemeenskap. Dit was vir ons kosbaar om te kan besef hoe wonderlik julle ondersteuning is daar in die kortse inloer. Partykeer in die nagte se inloer om te kyk, is hy alright? Die oggend is 'n koffie drink op die stoep. Ja, ek dink hy was gelukkig op die einde om hier tussen julle te kon wees. Al ons familie, al ons vriende wat hier is en wat ook nie hier kan wees vandag nie. Ons waardeer julle en dankie. Almal van julle wat daai vroeg Sondagoggend oproepe gekry het. Ons gaan dit mis. Dankie. En sommer elkeen wat sy lewe gedeel het. Dit is vir ons kosbaar en dit het vir hom die lewe die moeite werd gemaak. Ja, gaan Tannie Estertjie, Tannie ons het amper nog nie eers gebel om te sê nie, dan staan nie van die Kaap af eerste hier. So ons waardeer dit opreg. Hanlie, dankie dat jy weer teruggekom het. Jy het net gaan skoon klere haal in Amerika en jy's weer hier. Jules, dankie dat jy ook gekom het, jy ook. En ons mis die kinders wat nie hier kan wees nie. Andrew, Nicole. Ja, maar dankie vir julle ook, hy was baie lief vir julle. Ella, dankie dat jy die waarheid hierdie drif getrek het. Jy altyd daar was. Altyd voorsien het. Al die klein behoeftetjies, groot en klein. Die naby was. Dat jy vir hom soos 'n dogter was. Dankie baie. Ja, en dankie, ons sien uit om nou ook lekker saam met julle te kuier. Ons is nie haastig nie. Die ander dele is klaar gedoen. So kuier lekker saam met ons verder hier agter in die saal. Dankie vir almal wat bygedra het. Hoe groot of hoe klein. Ons waardeer dit. Dankie. Teens baie dankie. Dit was een van die mooiste bedankings en huldeblyke wat ek al ooit in my lewe van 'n seun vir sy pa oorgee het. Baie dankie daarvoor. Broers en susters, ons gaan afsluit met Amazing Grace. Ek wil vra dat ons staan as ons dit sing. En daarna wil ek vra dat jy bly staan vir die seun. En dan gaan ons die familie kans gee om eers uit te gaan. Teens het dit ook gesê, jy word almal uitgenooi hartlik na die saal. Is een van die wonderlikste gebruike wat ons het, is dis waar ons saam kuier. Dis waar ons sê, ek is hier as jy my nodig het. En daarom nooi ons almal uit vir ietsie lekkers om te eet en om te drink in die saal net hier agter. Kom ons sluit af met Amazing Grace.
genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.